Broers en susters, ek wil graag hê ons moet vanoggend uit die woord van die Here lees. Weer 'n keer Psalm 23, net soos wat ons verlede Sondag ook gelees het. Die baie bekende Psalm 23. Ons gaan weer die 6 verse daarvan lees. En ek sien daardie gedeelte het ek vergeet om te verander, want dis dieselfde as verlede week. Maar die teksverse gaan vers 2 tot en met vers 4 wees. En die tema van die prediking vanoggend is die Here is my troos, wat ook uit die 4de vers uitkom. Maar goed, voordat ons hierdie bekende lied in die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam. Almagtige Hemelvader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees om U te loof en te prys en te eer, Here. Dankie dat ons ook hier by mekaar kan wees om te weet dat dit nie in die eerste plek oor ons as mense gaan nie, maar dat ons juis in aanbidding voor U wil buig, voor U genade troon, met 'n absolute diepe ontzag vir U grootheid, vir U almag en vir U soewereiniteit. Dankie Here dat U ons deur U Gees ook gelei het, al is ons min, om vanoggend hier by mekaar te wees. Dankie dat ons kan weet en kan bely, U is hier by ons teenwoordig. En dat ons ook by U kan kom pleit, dat U Heilige Gees ook in elkeen van ons harte sal preek, die woord vanoggend sal verduidelik, sodat ons sal verstaan dat ons dit nie net in ons harte sal bewaar nie, maar dat ons ook hierdie woord sal leef in 'n donker wêreld daar buite. Wees ons genadig en seën ons Here hier uit Psalm 23. En dit bid ek in Jesus se naam alleen. Amen. Ek lees vanaf vers 1 dan, Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ons lees dan net tot sover. Ons teksverse gaan ek weer vir u lees, vers 2 tot en met vers 4. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Dit dan die wonderlike en pragtige woord van die Here, mag dit geseënd wees in elkeen van ons se harte. Verlede Sondag, broers en susters, het ons na die eerste vers van Psalm 23 gekyk en die ontsettende diep vertroue wat Dawid in hierdie Psalm bely, die 6 verse van hierdie Psalm bely. En ons het ook gehoor hoe dat die Here Jesus in die Nuwe Testament Psalm 22 en Psalm 23 interpreteer in die enkele vers, wel daar seker nog ander plekke ook, maar in die enkele vers van Johannes 10 vers 11, waar die Here Jesus sê, ek is die goeie herder.
Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. As hy dalk nie hier was, hier in die erediens was nie, is dit dalk raadsaam, met alle respek sê ek dit, is dit dalk raadsaam om weer 'n keer na die preek te luister wat op Facebook, ons sosiale media blad geplaas is. U kan ook net vra vir die kerk, u kan vir my ook vra. Ek sal die preek vir u aanstuur, sou u weer daarna wou luister. Maar dis raadsaam, want dit skep ook die konteks vir die volgende 3 en werklik die volgende 5 verse van Psalm 23. Met ander woorde, broers en susters, wat ek probeer sê is, Dawid maak die belydenis in vers 1. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En daarna brei hy verder uit om te noem wie hierdie herder vir hom is. En dan sê hy in die eerste plek, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Tweedens sê hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En dan derdens, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. En hy noem die rede daarvoor, prontuit sommer, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. 3 belydenisse wat vir hom wat Dawid was, troos en gemoedsrus in sy lewe gegee. En dit behoort vir elkeen van ons net soveel troos en gemoedsrus in te hou. Miskien moet ek dalk ook net hier eers 'n bietjie konteks gee in terme van hierdie herder skape beeld, want as die Here Dawid se herder is, dan is die logiese gevolgtrekking daarvan mos dat hy 'n skaap is, nie waar nie? Want die Here is dan sy herder. En as Psalm 23 vir elkeen van ons so kosbaar is, soos wat dit vir Dawid was, en ons assosieer daarmee, dan is almal van ons soos skape van die goeie herder. En dit, broers en susters, is nie altyd 'n pluimpie nie. Inteendeel, dink ek dit kan nogal 'n klap in die gesig wees. Want ek ken die uitdrukking, hulle is almal so skape. Dis 'n neerhalende uitdrukking, nie waar nie. Want 'n skaap is nou nie juis een van die slimste of intelligentste diere wat 'n mens kry nie. Inteendeel, 'n skaap is om die minste daarvan te sê, maar eintlik 'n dom dier, nie waar nie. Skape kan nie bestaan sonder die herder se sorg en beskerming nie. En daarom is die eerste wat Dawid noem die basiese lewensbehoeftes van skape. Groen weivelde en waters waar rus is. Nou, in ons omgewing, deesdae, ons het nie regtig meer herders of skaapwagters nie waar nie, want ons het heininge wat die skape vir ons oppas. Ons het, in elke kamp het ons 'n krib waar die skape kan water drink, nie waar nie. Wat in werklikheid dien as 'n herder. Wat ek probeer sê is, ek dink nie daar is enige een van u wat die skape hier in 'n groot kamp, sê maar hier in die Klipveld, sal injaag en hulle sal los om te sien, of hulle moet maar self sien hoe dat hulle oor die weg kom nie.
Maar ek dink ook nie ek hoef verder daarop uit te brei nie. Groen weivelde is mos die beste veiding wat 'n mens vir jou diere wil hê, vir jou skape wil hê. In oorvloed het hulle genoeg om te vreet, geen bekommernis oor kos nie. Dieselfde met die waters waar rus is. Nou die vertaling van die woord rus is 'n pragtige woord, maar dit kan ook beteken in die Hebreëus stil water, staande water. En die meeste van u sou al gesien het, 'n diere drink nie waar die water vinnig vloei nie. En sommige mense sê dat die geruis van die water hulle juis onrustig maak. En dit was Dawid se waarnemings ook toe hy nog 'n herder was. Hy het gesien die skape soek die plekke waar die water stil is om te drink. En so, my liewe broer en suster, voorsien die goeie herder nie alleen in ons gemoedsrus oor ons lewensbehoeftes nie, maar hy gee ook daarmee gemoedsrus vir die siel, kalmte wat nie pas by die wêreld se gejaag en geruis nie. Maar hierdie woord rus wil ek net vir 'n oomblik na terugkom, want dit is 'n baie belangrike woord, ook in terme van die hele Bybel, in terme van hoe God geskaap het. Want dit is hoe God die mens geskaap het. Die mens is nie geskaap om 7 dae 'n week te werk nie. Jy sien, dit is wanneer mense begin depressief raak van stres. Dit is wanneer mense begin uitbrand. Jy sal hoor hulle sê is uitgebrand. Die Here het die mens na sy beeld geskape en daarom is die mens so ontwerp dat hulle moet rus. En die Here het self ook die beginsel van rus neergelê, nie net vir die wat altyd en die heel week lank wil werk nie, maar ook vir die wat altyd wil rus. 6 dae werk en 1 dag rus. En die hartseer, my liewe broer en suster, is dat mense in die algemeen nie meer God se rus respekteer nie. Die rusdag het 'n dag net soos die ander dae van die week geword. En verder nog, ouers, sommige ouers leer nie meer hulle kinders so nie. Want daar word byvoorbeeld, en jy sal weet, allerhande sport op 'n Sondag bedryf. Daar word ekstra klasse op 'n Sondag gereël. Mense gee, ouers gee hulle kinders die hastigheidssiekte wat ons stres noem. Want die 7 dae van die week word so vol gepak met hulle eie dinge. Daar's nie tyd vir rus nie. En as jou kind die dag depressief raak, van stres of dalk uitbrand, dan kan daardie ouers nie verstaan waar dit vandaan kom nie. En die sielkundige kan nie verstaan dat hierdie mens of hierdie kind net doodeenvoudig nie gehou het by God se skepingsorde nie. 6 dae werk en 1 dag rus. Maar die woord van die Here verkondig ook genade nie waar nie, en die gesond word vir hierdie siekte, hierdie stres, hierdie hastigheidssiekte is, sê die Nuwe Testament vir ons baie mooi duidelik, is om van hierdie goeie herder te leer.
Hy's sagmoedig en hy's nederig van hart en daar vind jy rus vir jou siel. Matteus 11 vers 29. En dit is dan ook, broers en susters, waarom Dawid so hartlik en eintlik blaatant kan sê, hy verkoop my siel. Want dis die goeie herder wat my hart optel of wat my hart ophef. Dis die, kan ons sê, die algemene betekenis van vers 3. Maar dis nie die enigste betekenis van vers 3 nie. Dit gaan nog 'n bietjie verder. Ons moet na die hele vers kyk om te probeer agterkom wat Dawid en wat die Heilige Gees deur hierdie vers vir ons wil sê. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hierdie raak beslis 'n aspek van die wet aan. Want geregtigheid is om die wil van God te soek. En dit is verkokend vir die siel, want God se wil, soos in die wet wat ons vanoggend gelees het, is juis daar om die mens te beskerm, om die mens binne die grense van God te hou, binne die grense van sy wil te hou, om hom te dien met ontzag. Ek dink nie ons moet vanoggend dink of meen dat ons op een of ander manier geregtigheid kan verdien of kan bewerk met ons eie werke vir onsself. Dit is juis omdat ons die goeie herder ken wat sy lewe afgelê het vir sy skape, dat ons regverdig kan wees. Christus is ons geregtigheid voor God, want dit gaan oor sy naam, sy ewige naam, om sy naam ontwil, sê die Psalm. God se naam word groot gemaak wanneer al die wêreld kan sien dat hy sy kinders of sy kudde versorg en beskerm. Of in die woorde van die latere profeet Jesaja 53 vers 6, waar daar geskryf staan, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Die derde deel in vers 4 is ook nog 'n kragtige metafoor wat die psalmdigter gebruik. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weë, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. So Dawid sê in werklikheid, sê hy hier, ek sal nie bang wees nie. Al is daar gevare wat my benoud maak, sal ek nie bang wees nie, want ek is nie alleen nie, die Here is met my. Nou die 83 vertaling of die nuwe vertaling sê, al gaan ek deur donker dieptes, in u hande is ek veilig. Die nuutste vertaling van die Bybel in Afrikaans, die 2020 vertaling sê, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie. Sien my liewe broer en suster, daar gebeur dinge in elkeen van ons se lewens, wat partyente vir ons moeilik is. Daar gebeur dinge in ons lewens wat vir ons seer of swaar is. Dinge wat donker is. Maar as die Here jou herder is, dan kan jy ook weet dat niks jou sal skei van sy liefde nie. Al verstaan ons dikwels nie die donker dinge wat met ons gebeur nie, moet ons weet dat die Here ons ook daardeur beskerm, omdat hy by ons is. En Dawid verduidelik dit. Dis hoekom hy die beeld van die stok en die staf gebruik. Dawid sê, u stok en u staf, die vertroos my. Nou, die herder se stok en staf
was nie heeltemal 'n aangename, kan ek dit so noem, 'n aangename ondervinding vir die skape nie. En die staf is maar soos 'n kierie, soos wat ons op die prentjies sal sien, 'n lang kierie. Dit het hier aan die bokant, het dit 'n hakvorm gehad, en dit is waarmee die skape of die lammers om die nek gevang is, wanneer daar miskien 'n seerpoot was, of dalk kan ons sê, wanneer hulle geskeer is, om die skape te vang, en om hulle bymekaar te maak. En ek bedoel, 'n skaap staan nie stil, dat jy hom kan hak met hierdie staf of met hierdie kierie nie. Dit is vir hom 'n wanbedryf, nie waar nie. Die stok waarvan hier gepraat word, het aan die voorpunt 'n prik gehad, waarmee die skape geprik is, wanneer hulle nie wou vorentoe nie. Maar dis ook die stok en die staf, wat die herder gebruik het, om roofdiere af te weer, te verslaan, soos wat die Bybel sê. Wanneer die skape of die kudde deur 'n kloof moes trek, na die volgende groen weivelde toe. Klowe waar hierdie roofdiere in die skadu's vir hulle kon wegkruip en 'n bedreiging kon wees. Die herder was altyd naby om vir die kudde 'n troos te wees. Maar verder, broers en susters, glo ek hierdie woord doodskadewee kan nog dieper geïnterpreteer word. En dit is jammer dat dit nie direk vertaal is in die 2020 vertaling, die nuutste vertaling van die Bybel in Afrikaans nie, want dit is wat in die oorspronklike teks staan. Dit is wat in die Hebreëus staan, is doodskadewee of skadewee van dood. En ek glo hierdie is 'n heenwysing na die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. En kom ons dink vanoggend, om hierdie beeld reg te kry van doodskadewee, kom ons dink net eenvoudig daaroor. Kom ons breek die woord op. Dood, in 2 woorde, dood en skadewee. En ek dink die meeste van ons weet, wat is die dood? Die dood kan jou doodmaak, nie waar nie. Dis, of die dood kan ons sê is die mens se grootste vyand. As dit die Here se wil is, sal ons waarskynlik volgende Sondag daaroor praat. Maar 'n skadewee kan jou nie doodmaak nie. 'n skadewee kan tog nie doodmaak nie, die waar nie. En ek brei dikwels op hierdie gedeelte uit vir troos by 'n begrafnis, en onlangs het ek dit verduidelik of probeer verduidelik met 'n trein. En dink ook vir 'n paar oomblikke daaroor. Jy is hier in die motorkar, en hier is 'n treinoorgang, en jy moet stop by hierdie treinoorgang. Die trein is snel op pad en raas hier voor jou verby met 'n amperse donderweer bulder. Iemand wat nie die ervaring het nie, soos 'n klein kindjie, gaan skrik en bang word as die flikkering van die skadewee hier oor die motor val, terwyl die trein verby flits. As die trein op jou val, hoor mooi, as die trein op jou val, gaan jy waarskynlik dood wees. Maar die skadewee van die trein kan jou nie skade maak nie. En is dit nie, my liewe broer en suster, wat Jesus vir ons, vir die wat in hom is, kom doen het nie?
Hy het sy lewe afgelê vir sy skape. Hy het self deur die dal van die dood gegaan, sodat ons die ewige lewe kan beerf. As hy jou herder is, kan die dood skade wee, jou niks skade maak nie. Want hy slaar deur die dood vir elkeen van ons. Dit wil uiteraard nie sê dat jy nie eendag gaan sterf nie. Want soos Jesus moet ons ook sterf, en soos Jesus moet ons ook opstaan. Maar sy bloed, sy lewe, het reeds betaal, sodat jy nie in die ewige verdoemenis beland nie. Daarom dat Petrus ook sê, die duiwel kan rondloop soos 'n brullende leeu om jou te verslind, om te kyk of hy jou kan verskeur. Maar die bloed van Jesus red jou van sy kloue. Die bloed van Jesus red jou van die dood. En daarom is dit my gebed en sal dit my gebed wees, mag dit vir elkeen van ons tot troos wees. Mag die Heilige Gees ook verder in elkeen se hart preek oor hierdie paar verse uit Psalm 23. Amen. Ons bid saam. Driemaal heilige God en Hemelvader, dankie dat ons U kan loof en kan eer en kan prys as die goeie herder. Dankie Here dat ons kan weet en kan glo dat U as ons goeie herder U lewe afgelê het vir ons as U kudde. Dankie vir U genade. Dankie vir U liefde wat nie gemeet kan word nie. Ek bid Here dat U vir elkeen van ons meer en meer sal leer om op U te vertrou en op U alleen te vertrou. Sodat wanneer daar donker in ons lewens is, dat ons sal weet, ons is nie alleen nie, maar U is by ons. U stok en U staf, die vertroos ons. Dankie Here dat ons ook kan bely en kan weet dat U vir ons as U kinders net die beste wil hê. Groen weivelde, waters waar rus is. Wil U tog ook deur U Gees se invluistering vir elkeen van ons daarop bedag maak, dat ons by U skepingsorde sal hou, en dat ons sal rus, soos wat U dit geskaap het. Ek bid vir hulle Here wat ly onder beproewing, swaar of hartseer. Ek bid vir hulle wat dalk worstel met een of ander probleem of tekort in hulle lewens. Dat U ook daar sal voorsien, dat U ook daar sal uitkoms gee, as dit U wil is. Here, U is tog die een wat elkeen van ons ken, wat die diepste diep van ons harte ken, en wat weet wat daar aangaan. Daarom bid ek dat U sal werk met dit wat in ons harte is, sodat ons meer en meer ons geloof in U ook kan versterk. Dat ons meer en meer
U geregtigheid sal soek en U wil sal doen. Daarom bid ek ook dat wanneer ons hier uit hierdie gebou uitstap, dat U, Here, met ons sal wees vir die onbekende toekoms. En dat U ons sal seën, ons werke, dat dit goed sal wees in U oë en tot eer van U heilige naam. En dit bid ek in die wonderlike en heilige naam van ons koning, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.